Hi julle almal, so ek gaan vandag vir julle wys maak hoe ek een van my gunsteling terte met hierdie bestanddele. Ek gebruik altyd klapperkoekies. Tennis biscuits is my lekker opsie, maar die goed het so duur geword, so ek gaan oor na hierdie coconut biscuits, house brand van Checkers. En vlaapoeier natuurlik, melk, suurlemoen, die sap daarvan en natuurlik 'n lekker blikkie kondensmelk. So hou hierdie bak dop. Nou wys ek vir julle wat ek doen met dit. So ek het natuurlik nou begin deur die koekies in die bak te sit. So jy voer die bak mooi so uit met die koekies. En vir hierdie groot bak gaan ek natuurlik nog 'n bakkie gebruik. So jy gooi 'n hele blikkie kondensmelk uit in 'n bakkie. Nou is dit tyd vir 'n suurlemoen. En ek is maar versigtig vir suurlemoene want dit brand my hande. Ek sukkel met ekseem, so ek gaan vinnig hierdie uitdruk. Ek moet dan ongelukkig so maak om die pitte te vang, anders is hierdie kondensmelk vol suurlemoenpitte. En dit probeer ek dan maar vermy. So ek filter my so met my vingers, dat die sap so deurgaan. So hierdie is sover 'n halwe suurlemoen. Druk dit net so uit by die kondensmelk. Hierdie sap maak dat die kondensmelk dikker gaan word. So nou roer ek net hierdie kondensmelk, suurlemoensap storie so mooi bymekaar tot die kondensmelk lekker dik word. Dit klink soms so lekker vinnig, dat hy 'n bietjie lig kry. So as jy sien dat hy nog nie dik genoeg is nie, dan gooi jy maar nog 'n bietjie sap by. Nie te veel sappie, maar jy monitor maar net tot jy sien hy lyk dik genoeg. So mens klits daai suurlemoensap in by die kondensmelk tot hy so lekker dik is. So hierdie is nou perfek. So tussen die melk in die potjie en die melk wat ek hierin het by die vlaapoeier wat ek geklits het natuurlik, het ek 'n liter en 'n half se melk gebruik. Ek wil graag gaan vir 'n lekker medium dikte vla. So jy maak jou vla vir myself. Dit gaan nie help jy koop vla soos Ultramel of so vir hierdie tert nie. Dit is net lekkerder as 'n mens jou vla self maak. Ek het natuurlik suiker ingegooi hierso by die vla. Nie te veel nie. Net so bietjie, want die kondensmelk maak die tert reeds lekker soet. Soos ek sê, hier is 'n liter en 'n half se melk. So miskien eerder 'n bietjie te veel vla oorie as wat jy te min het. So sodra die vla so begin wys op die lepel, dan draai ek die plaat af na 'n laer hitte. So op die oomblik is hy op 4, hy was op 5 gewees natuurlik. En nou gaan dit nie lank vat en dan gaan hy gaar begin word. En nou het hy so begin borrel, nou draai ek hom af na 3 toe, die plaat. So nou is hy oor nog stadiger hitte. So hy begin uit te borrel. Wat ek graag wil sê is, ek weet 'n mens kan vanilla essence bygooi as mens vla maak, maar in hierdie geval sal ek sê vir hierdie tert hou maar net so gewoon. Al wat jy kan bygooi is natuurlik 'n bietjie suiker, nie te veel nie. Maar hy kom nou mooi aan. Roer hom die hele tyd, want as hy aanbrand, jy wil nie 'n tert bederf met vla wat gebrand het nie. So die vla het nou lekker gaar gekook. En dan gooi die helfte van dit so oor die koekies. So. So mens kan dit sommer so oorgooi voor die vla 'n velletjie maak, terwyl hy lekker warm is. Gooi hom so oor die koekies. En dan smeer hom net maar so gelyk. Nou die vla oorgegooi is, kyk hoe lekker dik is hierdie kondensmelk suurlemoen storie. All over the place. So mens gooi my net so oor. Nou dat dit so lyk, en dan pak 'n mens die volgende laag koekies hierop. So ek het nou die koekies so gepak. Dis die laaste laag en nou kom die vla. So ek gooi nou die oorblywende vla hier oor die laaste laag koekies. Die vla word nou lekker dik, so ek nou gou spring. Ek smeer hom net gou so mooi oor en gelyk.
dat hy lekker kan lyk. So nou die taart sy laaste laag gekry het met die kondensmelk en suurlemoen mengsel, dan vat ek die koekie en ek frummel dit so fyn as moontlik hierbo oor. Nou nie soos daai stukkie nie, maar ja, so fyn as moontlik. Ek dink hierdie is perfek. Aan die onderkant van elke Facebook video wat ek oplaai, wys dit die boodskap: klik hier vir Facebook Stars. As jy daarop klik, sal dit 'n boksie oopmaak waar daar staan send a gift. As jy my so wil ondersteun deur vir my 'n geskenkie aan te stuur, sal ek dit met my hele hart waardeer. Indien jy graag ekstra voordele wil geniet hier op my Facebookblad, word 'n subscriber. Baie dankie julle.